ons vreugde steel. Ons gaan aan ons sing. Ja, ons die oor bid ons saam. Ja, Here Jesus, hoe wonderlik en hoe groot is U. Hoe heilig is U, o Here God. So die loof en die prys, want aan U kom toe al die loof en al die dank en al die eer. U is waardig om in bid te word, Here Jesus. Spreek vanaand met ons, maar die woord wat uitgaan vanaand redelik ernstig is, Here. Vra ek dat U sal gee, dat ons sal luister en dat ons die woord in ons hart sal berg. En dat ons onsself sal ondersoek. En soos Dawid gebid het, deurgrond my, o God. En toets my. Kyk of daar by my 'n weg van smart. Help ons, Here, dat ons onsself sal ondersoek. En dat ons sal leer by U woord. Dankie vir U genade, dankie vir U liefde, Here Jesus. Spreek nou, Here, want U gemeente luister. Amen. Die tema van my boodskap vanaand is in sy rus. In sy rus. En jy kan saam met my oopmaak in Hebreërs 4 vanaf vers 1 en dan gaan ons ook kyk na vers 11. Hebreërs 4 vanaf vers 1. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. En dan vers 11. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Nou hier praat hy van vrees. Die vrees is om eerbied en respek vir God te hê. Om hom alleen sonder enige voorwaardes opreg in gees en in waarheid te dien. Om ernstig te wees met God. Om God te eer vir wie hy is. Om hom te aanbid vir wie hy is. Hy is en bly Jahwe. Hy bly die groot en almagtige God. Hy kan jou in 'n oogwink verwoes. Vrees nie die een wat jou liggaam kan skade aandoen nie, maar eerder die een wat jou siel in die hel kan werp. Ongelukkig is ons in 'n samelewing wat mense geen respek meer vir God het. Vrees het by die deur uitgegaan. En al wat mense deesdae vir jou sê is, moet my nie oordeel nie. Moet my nie oordeel nie, los my dat ek in my sonde kan voortgaan. Maar God is heilig en God bly dieselfde gister, vandag en môre en vir alle ewigheid. En sonde bly sonde. Maak nie saak hoe modern ons raak of hoe ons tye verander of hoe kultuur verander nie. En ek het al baie gesê, die dag wat jy by Jesus Christus uitgekom het, het jou kultuur verander. So jy kan jou nie meer self vergelyk met die kultuur van hierdie wêreld nie, want jy behoort nie aan hierdie wêreld nie. Ons is deel van die familie van God, ons is deel van sy liggaam, jy het 'n ander kultuur. Maar hoeveel mense wil die wêreld najag? Hulle het nie meer respek vir God nie. As jy vandag rondom jou kyk, daar's bitter min respek vir God deesdae. Waar is die vrees van God? Waar vrees van God was sou die kerke vol gewees het en die kroë leeg. Maar die kroë en die klubs en die entertainment sale en al daai plekke is vol. Terwyl die kerk van die Here leeg is. Maar kind van God, hou moed. Want die Here het ons gesê daai dae gaan kom. Maar die Here gaan 'n oorblyfsel hou van regte ware kinders van die Here, wat hom sal vrees en sal dien tot aan die einde van tyd. En vir ons wat die Here dien, staan vas, dien die Here. Maar vat ook vanaand se woord as 'n waarskuwing. Ek myself moet die woord as 'n waarskuwing vat. Elkeen van ons. Want dis wat hy hier sê, dat dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het. Ek praat eerder hard en reguit uit God se woord en ons voleindig die wedloop waarop ons is. Dit help nie ons draai doekies om nie. Soveel mense is bang om die waarheid te praat, want hulle is bang hulle gaan iemand se gevoelens seermaak. Daar's nie tyd vir dit nie. Ons het met die ewigheid te doen. Jy gaan of in die hemel op
materiaal. Daar is die tyd vir gevoelens, om te kyk dat ek iemand se gevoelens gaan seermaak nie. Die woord van God sê, dat het nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Sodat niemand in vers 11, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Kom ons strewe daarna om dag vir dag die Here te dien en onsself te ondersoek en naby die Here te bly. Deur 'n woord te spreek het God alles geskape. Deur een woord te spreek kan hy alles net so vinnig verwoes. God is almagtig. Wat keer om 'n woord te spreek en alles is verby? Dis sy genade wat gee dat hy ons nog nie verwoes het nie. Dis sy genade wat Jesus Christus aan die kruis laat hang het, sodat u en ek kan lewe. Want God is lief vir ons. Maar daar kom 'n tyd wat genade gaan uitloop. En waar gaan ons dan staan? Hy is almagtig en hy bly almagtig. Hy is alwetend en hy is allerwys. Hy is die allerhoogste God. Die soewereine God. Die groot ek is. En ons moet hom vrees en aanbid. Vrees die Here en aanbid hom in gees en in waarheid. En met jou hart en jou siel en met alles wat jy het, aanbid die Here vir wie hy is. En vrees hom en dien hom. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte nog staan. Nou wag so 'n bietjie. Wat praat die teks hiervan? Wat se belofte praat hy hiervan? Want hy sê terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Nou waarvan praat hy hier? Nou as ons kyk wat se belofte in Johannes 3 vers 16 lees ons. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dan lees ons in Johannes 3 vers 36. Hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Galasiërs 3 vers 14. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Jesus Christus is die belofte van God. En in Abraham se dae het hy vooruit gekyk na Christus toe, na die belofte wat sou kom. En dit is Jesus Christus. En Jesus Christus is die beloofde verlosser, deur wie die wêreld gered sou word. Vir elkeen wat in hom glo, staan die belofte, as jy in Jesus Christus glo, sal die Here jou red. Deur hom kan ons by God se rus ingaan. Maar wat beteken die rus? Wat se rus praat hy hiervan? Want daar is 'n rus wat verwys na die dood. As iemand sterf, dan lê hy om te ruste en ons gaan die rus in en ons word in ons rus van ons werke. Dis die dood. Ons praat ook van rus en vrede. Maar dit is nie die rus wat hy hiervan praat nie. Dis nie die rus waarvan hy praat nie. Die rus waarvan hy praat is eerder van God se heerlikheid. God se verlossing, die hemel, die ewige lewe, waar God self die lig gaan wees wat oor ons skyn. Waar sy heerlikheid oral sal wees. Dit is die rus waarvan hy praat. Soos hy hier, soos ons hier lees wat hy sê, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan stand hou, dat nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Nou om in sy rus in te gaan, nou as die belofte nog staan, terwyl jy lewe het jy nog 'n kans om by Christus uit te kom. Die belofte staan nog. Maar die dag as jy jou kop neer lê, of as jy trompet blaas, en jy het nie by Christus uitgekom nie, is dit te laat. Terwyl die belofte nog staan, moet ons seker maak, dat ons in sy rus kan ingaan. Maar dit kan ons slegs doen deur Jesus Christus. Die rus beteken ook vrede met God. Beteken vryheid van 'n slawernyagtige gees in die aanbidding en diens van die wêreld. Is jy 'n
slaaf van die wêreld, is jy 'n slaaf van sonde en van die mag van die Satan. Jy kan vrykom daarvan en in die rus van God gaan. Rus beteken verlossing van die las van die sonde en die wêreldse boosheid. Rus beteken die vryheid van aanbidding volgens die evangelie. Rus beteken die rus wat God self vir ons sal gee. Rus beteken lewe en vrede in Jesus Christus. Rus beteken die ewige lewe en die hemel. Nou kom 'n ernstige en 'n baie ernstige waarskuwing. En asseblief luister mooi, gaan toets jouself. Vir elkeen wat luister, vir elkeen wat na die tyd na die boodskap sal luister. Toets jouself hieraan. En luister na die waarskuwing van God. Geliefde broers en susters, elkeen wat na die woord luister moet homself toets. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Daar is twee woorde wat hier uitstaan. Dit is terwyl en standhou. Terwyl beteken daar is nog 'n kans. Terwyl daar nog 'n kans is. En standhou. Dit is aan stand gehou, bly bestaan, voortduur, hand af. Menende om vas te bly staan. Dit staan vas. So terwyl daar nog 'n kans is, terwyl die lewe nog daar is, terwyl jy nog lewe het, en God se belofte vas staan, moet ons seker maak dat ons verhouding met die Here opreg is. En dat ons wel by sy rus sal ingaan. Daar kom 'n dag en 'n uur wat jy die asem gaan uitblaas. Het jy dit geweet? Niemand van ons lewe vir altyd nie. Het jy dit geweet? Baie mense praat van die koms van die Here is naby. Die einde is naby. Weet jy wat, net die einde kan nog 100 jaar vat. Maar wat as die einde vanaand vir jou kom? Wat as jy 'n hartaanval daar kry, daar waar jy nou sit? Wat as jy by daai deur gaan en uitgaan en 'n kar ry jou om? Kan jy môre sien? Kan jy oor 'n minuut sien wat gaan gebeur? Niemand van ons gaan vir ewig lewe nie. En ons moet seker maak terwyl ons nog asem het, terwyl ons nog lewe, laat ons opreg wandel met die Here. Terwyl ons nog asem het of voordat Jesus op die wolke kom, dan verander die terwyl na nou. Nou dat jy gesterf het. Hy praat nou van terwyl. Maar as jy jou kop gaan neerlê of as Jesus kom, dan praat hy van nou. Nou is dit te laat om reg te maak. Nou dat Christus gekom het, is dit afgesluit. En in daai dag is die belofte verby. Nou staan die belofte nog. Daai dag is die belofte verby. Wat gaan jy dan maak? Hoeveel mense gaan die Here sien kom? Maar dit gaan te laat wees, hulle gaan wens die berge kan op hulle val. Sê die woord van God vir ons. Die woord van God praat van die vreeslike dag van God. Vir ons wat in die Here is, en wat weet ons gaan in sy rus, en dit gaan 'n lieflike dag wees. Maar vir die wat nie met die Here reg is nie, gaan dit 'n afgryslike dag wees. Dan is dit klaar, die einde. En dan kom die groot vraag. Het jy aan daai belofte se vereistes voldoen? Dat dit nie miskien blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Hoekom sal die woord van God dit sê? Dat dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want daar's te veel mense wat in kerke sit, wat dink hulle is Christene, wat nie 'n idee het wat dit is om 'n verhouding met Jesus Christus te hê. Hulle vrees nie meer God nie. Dis hoekom ons alles bo die Here stel. Al ons vermaaklikhede. Ons gaan nie meer Sondag kerk toe nie, want dit gaan oor ons. Ek is nie dis nie, ek gaan nie. Ek gaan net as so en so preek. Ek wil net in daai, ek. Maar wat van die groot ek is? Was ek nie meer respek vir hom nie. Ons vrees hom nie meer nie.
Daarom dat ons by die huise kan bly en ons gemak kan agteroor sit, terwyl ons in die huis van die Here moet wees. Terwyl die woord van God sê, ons moet mekaar bedien. Ons het 'n bediening, ons moet mekaar bystaan, ons moet mekaar oplig, ons moet mekaar versterk. Maar as sit mense by die huise, hoogmoedig. O, ek gaan nie na kerk toe nie, want kyk die mense. So jy dink jy's beter as ander. Is dit hoekom jy by die huis bly? Want jy dink jy's beter, jy dink jy's sonder sonde. Die woord van God sê, hy wat sê hy het nie sonde nie, lieg en die waarheid is nie in hom nie. Almal van ons het sonde. Almal van ons kom tekort. Soos ek vanoggend gesê, die huis van die Here mag miskien gevul wees met mense met foute, wat miskien mekaar gaan te nakom. Ons is almal mense met foute en tekortkominge, maar ons het 'n perfekte verlosser. En dankzij die perfekte genade van Jesus Christus kan ons hier by mekaar kom. En moet ons hier by mekaar kom om mekaar te versterk. Na mate ons die dag sien nader kom. Maar mense vrees nie meer God nie. Daarom wat hy sê, dat het nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Jy wat dink jy so volmaak, as hy trompet blaas, en jy het agtergebly, wat gaan jy dan vir die Here sê? Maar Here, ek het 'n Bybeltjie langs my bed gehad. Ek het 'n gebedjie opgesê. Om 'n gebed op te sê beteken niks nie. Wys vir my een plek in die woord van God waar dit sê, as jy 'n gebed opsê, dan is jy gered. Die woord van God sê, bekeer julle, draai om van hierdie wêreld, vlug van die sonde, volg agter God aan. Bely Jesus Christus. Maar pastoor, ek verstaan nie, die woord sê dan, dat ons uit genade gered word. Nou verstaan ek nie, pastoor. Dit is 100% korrek, dit is genade wat jou red. Jy kan nie jouself red, ons almal weet, dit is genade wat jou red. Jy kan nie jouself red nie, uit genade word ons gered. Efesiërs 2 vers 8 tot 9, want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit net julle self nie as 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag doen nie. Ons weet dit. Maar soos ons al so baie gehoor het, en ek het dit al baie gesê, en ek gaan dit nog baie sê, want die Here druk dit op my hart, en ek wens, dit kan net insink by mense, dat mense kan begin verstaan. Nou dat jy gered is, nou dat jy deel geword het van Jesus Christus se liggaam, nou dat jy aan God behoort, nou word jy verander, getransformeer, hernuwe. Jy kry 'n nuwe hart, nuwe gedagtes, 'n nuwe gees, 'n nuwe lewe, alles word nuut. Nou sal die werke volg. Die werke sal volg, want dit is die vrug, die bewys van jou bekering. Dit is die gevolg van genade. Die Here red jou uit genade, want hy is lief vir jou. Hy het vir jou in die kruis kom sterf, omdat hy geweet het, jy kan dit op jou eie doen nie. Maar moenie sy genade in die grond intrap, en dan wil sê, o, ek is onder genade nie. Maar dink ons kan net sondig, ons kan maar net maak wat ons wil, ons kan sê wat ons wil, ons kan doen wat ons wil. Ek is hier om kerk toe te gaan, nie so ek bly by die huis, en niemand sal van my niks sê nie. Maar wat van die heiligheid van God? Het jy al jou daaraan gedink? Het jy al in die vrees van God gedink? Aan God se almag. Wie God is, en dat het gaan oor God. Maar ons speel speletjies met God. En dan eendag gaan kom die Here, dan bly ons agter. Maar Here, hoe is dit moontlik? Het ons nie in U naam duiwels uitgedryf nie, Here? Gaan weg, ek ken jou nie. Maar Here, in U naam het ons dit en dit gaan weg, ek ken jou nie. Want ons was besig met speletjies, het dit gegaan oor ons. In plaas dat het gegaan het oor Jahwe. Ek sê vir my vrou die week, ek dink as mense net 1 minuut in die hel moet beland, gaan hulle hele lewe verander. Dan gaan hulle miskien die vrees van die Here in hulle kry. Ons is uit genade gered, ja. Maar nou is jy 'n nuwe mens, nou lewe jy vir Christus. En as Christus in jou is en die Heilige Gees werk in jou, sal die vrug van die Gees na vore kom. Dit kan nie anders nie. 'n Perskeboom dra perskes, 'n lemoenboom dra lemoene.
'n kind van die Here wat geesvervuld is en wat wandel saam met Jesus Christus, sal vrug dra. En jou lewe sal dit wys. Want jy's duur gekoop deur sy bloed. Afgesonder om anders te wees as hierdie wêreld. Luister mooi. Laat ons dan ons beywer om in te gaan. Met ander woorde, maak seker dat jy by Jesus Christus uitgekom het. En nie net 'n 5 minute gebedjie opgeset wat niks beteken het nie. Wys jou lewe die vrug. Want dan sal niks jou van God af wegneem. Jy vir my kom sê jy's lief vir Jesus Christus, sal niks jou uit die huis van die Here hou nie, want jy's lief vir jou God. Nie storm weer nie, nie koue nie, nie gevaar nie, nie siekte nie, niks sal jou uit die huis van die Here uithou nie. En ja, daar is mense wat bedlêend is. Daar is tye wat mense siektes het wat hulle nie kan opstaan nie. Maar ons praat nie van dit nie. Hoe baie mense dan sê vir jou, maar dit is gevaarlik. Ek kan nie kerk toe kom nie, dit is gevaarlik. Maar dan gaan kyk ek na die vervolgde kerk. Gaan doen 'n bietjie 'n studie na die vervolgde kerk. Daar stap mense vir 30, 40 kilometers deur sneeu, verby wagte, verby soldate, om in die geheim by mekaar te kom, net sodat hulle Jesus Christus kan aanbid. Hulle het nie verskonings nie. Daar's een ding wat hulle wil hê, en dit is om tussen die gelowiges te kom, om die Here te aanbid, want hulle vrees God. En hulle weet, dit gaan oor Jesus Christus. Hulle oë is gefestig op die ewigheid. Daarom speel hulle nie speletjies nie. Ek dink partykeer het ons in die westerse lande en hier in Suid-Afrika dit te gemaklik. Want ons kry mos maar net alles. Ons is so gewoond aan alles. Daarom behandel ons dit nie meer met respek nie. Die Here sê dan dat hy die wat aan hom behoort tot die einde toe sal bewaar. En die Here sal die wat aan hom behoort tot die einde toe bewaar. Luister baie mooi. Die wat aan die Here behoort, sal hy tot die einde toe bewaar. Hoe vereenselwig ons dan dit met die verse? Laat ons dan in sy vrees, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dat die miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. En vers 11, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Dit is baie eenvoudig. Toets jouself in God se woord en kyk of jy werklik tot bekering gekom het. Behoort jy werklik aan Jesus Christus? Wys jou lewe die vrug. Gaan doen deeglik ondersoek in jou lewe en maak seker of jy wel verlos is en by Christus uitgekom het. Gaan toets jou, is daar enige iets in jou lewe wat belangriker is as God? Dan moet jy begin stil staan en wonder, maar het ek werklik by die Here uitgekom? Leef ek nog in sonde? Koester ek sonde? Dan moet jy gaan vra, maar het ek werklik by God uitgekom? Elkeen van ons moet dit vir homself vra. Niemand kan dit antwoord nie. Het is maklik, het jy geweet hoe maklik is dit om mense te flous? Jy kan baie maklik in 'n kerk gaan sit en maak of jy die Here dien. Maar wat gebeur aan Maandag tot Saterdag? Ek gee nie om hoeveel tone ek plat trap nie. Soos ek sê, trek maar safety boots aan. Want die woord van God is die woord van God. En as die woord van God uitgaan, gaan dit uit. En dit is tyd dat die kerk moet wakker skrik. Want die eindtyd is naby. Gaan kyk maar na die tekens. Ek het nie eens nodig om te sê nie. Gaan kyk maar wat het net weer hierdie week in die nuus gebeur. Luister en luister baie mooi en vat die waarskuwing eerder saam. En as jy werklik 'n kind van die Here is, dan gaan jou hartsgebed wees, Here. Ek weet dis die waarheid, Here. En ek weet die woord is streng, Here, maar hou my laag by U, Here. Here, help my dat ek opreg met U sal wees. Help my, Here, dat ek nie U genade, U kosbare genade goedkoop sal maak. Dat ek nooit iets sal doen, Here Jesus,
wat u naam sal skade aandoen. Maar laat ek u sal vrees en aanbid in waarheid, Here. Laat ek naby u sal bly, Here. Laat ek u sal dien en sal vrees, sodat ek dit sal maak. En as jy kind van God is, sal jy dit maak. Ek wil saamstem met die wat sê, as jy eenmaal gered is, sal die Here jou bewaar en kan jy nie verlossing verloor nie. Ek is geneig om saam met hulle te stem, as jy eenmaal gered is jy werklik gered en God sal jou nie weggooi nie. Ek dink die ding kom hierin. En ek dink dis wat ons sit met 'n probleem. En die Here self het gesê in die laaste dae gaan ek die koring van die kaf skei. Nou wat bedoel hy as hy sê ek gaan die koring van die kaf skei? Want daar's te veel mense in die kerk wat sê hulle is Christene wat dit nie is nie. Daar's mense wat sê hulle is verlos wat nie verlos is nie. Hulle het nog nooit tot verlossing gekom nie. Die bokke en die skape gaan geskei word. Die koring en die kaf gaan geskei word. Die ware kinders van die Here sal gered word. Maar die woord van God sê vir ons, die wat na die Here toe kom is maar min. Die wat op die pad loop is min. Op die nou pad. Volhard jy wat werklik die Here dien. As jy sê jy dien die Here, wys my die vrug. Wys my die vrug van die Gees in jou lewe. Ek het dit al baie gesê, getuig vir mense van Jesus Christus. En as dit nodig is, gebruik woorde. Kan jy so lewe dat sonder om 'n woord te sê, dat mense kan sê, daar is 'n kind van God. Of is jy van die wat na almal toe gaan en vir almal vertel ek is 'n Christen, maar dan kyk hulle na jou lewe, dan is dit 'n gevloek en is 'n gedrink en is 'n geparty en is 'n gejol en is 'n ja, maar jy wil sê jy is kind van God. Vrees ons nog die Here? Soos ek sê, ek dink die ding kom hierin. Sommige mense het nog nooit by Christus uitgekom nie. Hulle is nog nie verlos nie. Hulle is nie Christene nie. Hulle het net die idee van Christus lief. Dink bietjie mooi daaraan. Het jy die idee van Christus lief? Want jy weet, Christus gaan jou red uit die hel uit. So jy wil nie hel toe gaan nie, nou het jy die idee van Christus lief. Ek sê 'n 5 minute gebedjie op, nou is ek 'n Christen. Maar weet jy, ek kan leef soos ek wil. Ek kan partytjie hou, ek kan drink, ek kan vloek, ek kan rondslaap, ek kan jol, ek kan maak wat ek wil. Ag, en ek hoef nie te worry om kerk toe te gaan nie. Ek is mos onder genade. Ek hoef nie te worry daaroor nie. En jy leef net jy wil. En daar het nog geen verandering gekom nie. Daar het geen transformasie gekom nie. Jou lewe is nog net so vuil soos wat dit was. Want jy het 'n idee gehoor en nou hardloop jy agter die idee aan. Want jy werklik al by Christus uitgekom. Het jy gesterf vir jouself. Hulle is nog nooit gered nie. Hulle het nog nooit by Jesus Christus uitgekom en sy verlossende genade ervaar. Hulle lewe vir hulle self, hulle doen wat hulle wil, sê wat hulle wil, praat soos hulle wil. Hulle lewe is volgens hulle ingerig. Hulle lewe draai om hulle. Draai jou lewe om jou of draai jou lewe om Christus? Die mense het nie idee wat Galasiërs 2:20 beteken. Galasiërs 2:20 sê sterf vir jouself. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, ek is dood. Ek het gesterf vir myself. Maar nou lewe Christus in my. En die lewe wat ek nou lewe, lewe ek vir Christus. En ons lewe tot eer van Jesus Christus. Sy eer, sy heerlikheid, sy volheid, sy glorie. Here, wat wil U hê moet ek doen? Here, waar wil U hê moet ek gaan? Here, as U wil hê ek moet Sondag kerk toe gaan, dan sal ek kerk toe gaan. Here, as U wil hê ek moet in die sendingveld gaan, sal ek sendingveld toe gaan. Here, as U wil hê ek moet iets vir iemand gee, sal ek vir hulle gee. Wat U wil hê ek moet doen, sal ek doen. Wat U wil hê ek moet sê, sal ek sê. Want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Jesus Christus.
En hierdie mense lewe vir hulle self en hulle dink hulle is gered, maar hulle het nog nooit tot redding gekom. Sien jy nie die probleem hier raak nie, kind van God? As Christus in jou lewe is, en jy het gesterf vir jouself, as die Heilige Gees in jou werk, sê net 'n bietjie vir my, hoe kan jy die sonde lief hê? As die Heilige Gees in jou werk, hoe kan jy die wêreld lief hê? Hoe kan jy dit regkry om net te doen wat jy wil en God se woord eenkant toe te skuif met gemak? Hoeveel mense doen dit nie? Ons is Christene. Ons kan nie 2 ure op 'n Sondag afknyp vir die Here. Die Here het sy heerlikheid verlaat om na hierdie aarde toe te kom. Hy het nie gesê hy gaan dit nie doen nie. Hy het nie gesê dit is gevaarlik of dit gaan seer wees of dit of dat nie. Hy het nie verskonings gemaak nie. Hy het aan daai kruishout gaan hang dat u en ek kan lewe sonder verskonings. Terwyl hy weet nie hoeveel legioene, 12 legioene engele kon geroep het om hom te kom red het. Maar hy het dit nie gedoen nie, want hy het u en my op sy gedagtes gehad. Hy het sy lewe kom neerlê vir ons. Maar ons kan nie 2 ure op 'n Sondag aan die Here gee nie. Maar ek is lief vir die Here. Ek is lief vir die Here. Baie. Maar waar is die vrug? En die woord is miskien hard, maar ons moet terugkeer na die vrees van God. Dis tyd dat die kerk wakker word voordat die trompet gaan blaas, want as daai trompet gaan blaas en jy het nie reggemaak met die Here nie, is dit te laat. Jy gaan ondersoek jou myself of jy reg is met die Here. Ek doen dit daagliks en sê Here, is ek reg met U? Here, dis net U genade wat my kan red, ek weet dit. Maar my liefde vir U, Here, is te groot dat ek in die sonde kan rondspeel. My liefde en my vrees vir U is te groot dat ek in hierdie wêreld kan deel hê. Want ek vrees U, my God, ek kan bid U, my God, vir wie U is, want U is Jahwe, U is heilig. En daar's niks goed in my nie. Was niks goed in my. Was dit nie vir Christus nie, waar was ek? Maar nou wat hy my gered het, lewe ek vir hom. En is daar geen belangriker ding op hierdie aarde as om vir hom te lewe nie. Mag dit nie op daai dag blyk dat van julle agtergebly het nie, omdat jy nooit gered was nie, omdat jy speelietjies gespeel het, omdat jy voorgegee het nie. Maak seker jy kom by Jesus Christus uit en sterf vir jouself. Maak seker jy sit Christus eerste in alles wat jy doen. Dit meen Christus is nou koning van jou lewe. En hy is koning en Here van jou lewe. Hy regeer. Hy is in beheer. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor sy glorie. Is jy gered? Hoort jy aan Jesus Christus en as jy kan ja sê op daai vraag en jy doen soos wat die Here vir jou sê, dan sê ek mooi so kind van God. Maar volhard, toets jouself daagliks, volhard tot die einde toe, dat het nie mag blyk dat jy gaan agterbly nie. Die Here waarsku ons, tot Paulus het gesê, hy bid daagliks dat die Here hom sal vashou tot die einde toe. Weet jy, Jesus Christus lief met jou hele hart en siel, dan wys my die vrug in jou lewe. Want aan jou vrug sal jy geken word. Kom ons sluit die oë. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir die kosbare liefde, Here Jesus. En ons weet, Here Jesus, was dit nie vir U genade nie, waar sou ons gewees het? Maar Here Jesus, help ons dat ons nooit, maar nooit U genade sal goedkoop maak. Want die wat werklik by Christus uitgekom het, het 'n nuwe skepsel geword. Ons kan nie anders as om die dinge van hierdie wêreld en die sonde te haat nie. Want ons streef na heiligheid. En met die Heilige Gees wat in ons is en wat ons lei, kan ons nie anders
as om meer en meer en meer soos Christus te word. En dan sal ons vrug dra. Help ons dat ons naby U sal wees. As ons nog nie by U uitgekom het, die Here, of as ons lou of koud geword het, gee dat ons by Christus sal uitkom. Gee dat ons onsself daagliks sal ondersoek en sal seker maak, dat ons sal vashou aan U belofte, totdat die dag wat U ons kom haal. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Nou gaan ons lekker saam sing.